Goeiemôre en hartlik welkom by vanoggend se saamwees en stil word. Ons bedink die Lutherse roos. Ons het Sondag hervorming Sondag gevier. Ons dink bietjie oor Martin Luther, ons dink oor die hervorming, ons dink oor die 5 solas en ons verdiep onsself ook so bietjie in die reformatie se geskiedenis. Nou, jy sal hierdie Lutherse roos sal jy sien die rooi hart, die kruis is op die rooi hart, en dit wil gewoon daarvoor staan, dat almal wat in hulle harte glo, sal gered word. Nou, 'n bietjie verder aan in Romeine 10, vers 9 en 10 is ons teksgedeelte vir vanoggend. Paulus skryf hier vir hierdie gemeente in Rome, hoofstuk 10, vers 9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons. As jy so vir 'n oomblik dink aan jou hart en aan jou mond. Ons glo met ons harte en met ons monde bely ons. Dit is interessant dat ons ledemate ook prakties ingestem kan word. Dat dit outomaties, dat iets hier binne-in gebeur, dat ek daaroor getuig, dat ek daaroor praat, dat ek op 'n ander manier praat. Dat ek, wanneer ek gered word, dan praat ek anders en ek lyk anders en ek leef anders. Ek getuig van iets anders. Ek is onder nuwe bestuur. My lewe onder die heerskappy van Christus. Christus, die ou mens het gesterf en in Christus het hier 'n nuwe mens. Het ek opgestaan as 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. En dit is genade alleen dat ons dit ook ontvang. So ek wil jou daarop uitnooi om bietjie te gaan dink oor hierdie woorde. Miskien dalk hierdie Lutherse roos iewers in jou huis vas op te sit, dit te bedink. En wanneer jy die hart sien, dan word jy uitgenooi met hierdie belydenis, met 'n geloof in jou hart en 'n belydenis op jou lippe. Wat in ons is. Hoe wonderlik, dit gebeur in die hart en dit beweeg na ons mond toe. Dit kan amper nie anders nie. Die kongruensie, dit wat hier in my hart gebeur, maak 'n belydenis moontlik. Dat ek kan getuig, dat ek kan praat van liefde, dat ek kan praat van die wonder wat my te beurt geval het, wat ek ontvang het as 'n genadegawe, as 'n geskenk, die verlossing van die kruis. Kom ons bid so saam. Wonderlike Here, dankie hierdie woorde, dankie dat ons bietjie kan grawe, bietjie verder kan dink. Dankie dat ons ook in die Romeinebrief wonderlike diepte ook kan beleef. Here, hier skryf Paulus, wanneer jy met jou hart bely, met jou hart glo, met jou mond bely, dan het jy ook hierdie redding ontvang. Here, baie dankie vir dit wat U kom doen het. In ons harte wil ons sê, Here, ons glo met ons harte en ons wil bely met ons monde. Nie net met ons monde nie, maar met ons lywe, met ons liggaam, met ons lewe. Ons lewe so as lewende offers bring vir U. Dankie vir die liefde en die groot genade. Amen. Seën vir jou en mag die Here ook vir jou op hierdie reis en hierdie week meer en meer werklikheid wees. Mooi bly.